Vriende, baie welkom. As jy vandag vir die eerste keer vir ons kuier en jy kyk na hierdie russie, dan wonder jy seker wat op aarde. Maar ons maak vandag klaar met 'n reeks met die naam van Tabasco. So ek wil net gou sien, waar is al die brandsous liefhebbers? O ja, okay. Ek is nie alleen nie. Hulle sê mos, it's the gift that keeps on giving, né? So lekker ou brandsousie. So vandag maak ons klaar met hierdie reeks Tabasco. En waaroor dit gaan, is as kind, as jy iets verkeerd gesê het, wat jou ouers nie van gehou het nie, dan het een van 'n paar dinge gebeur. Of jy's gesieps op braaibout, of daar sou jou gesê, gaan was jou mond uit met seep, of daar sou jou gesê, kom 'n bietjie hier en dan is daar brandsous op jou tong gegooi, want dit wat jy gesê het is nie reg nie. So dis die gedagte hieraan, dat daar woorde is wat ek en jy, of dinge is wat ek en jy kan sê, wat soos brandsous op 'n mens se tong is. Dit moenie eintlik gesê word nie, jy moenie daaraan deelneem nie. So, dis waaroor Tabasco gaan, en ons het gepraat oor woorde soos kla, oor kritiseer. Verlede week is daar gepraat oor leuns. Sulke woorde wat so 'n branderigheid nie net op jou tong nie, maar op die mense rondom jou wat dit hoor, se ore ook los, né? So, vandag se boodskap, om dit te illustreer, het ek gevra dat 'n paar mense my gou op die verhoog gaan kom help. So, waar's die ouens wat my gaan kom help? Kom staan gou hier by my. Natasha, dankie. Sarina. Kara, ja. Antonie. So wie van julle het almal telefoontjie gespeel as kind? Regtig. Julle mag nie jok nie, ons het klaar gepraat oor leuns verlede week, né? Ons het klaar, ons het afgehandel. So, om vandag se onderwerp te illustreer, gaan ons telefoontjie speel. En ek is so bly dit begin by jou, Selina. Jy moet lekker luister, né? Wag, het ek die mikrofoon afsit, anders gaan julle almal hoor. Jy kry net een kans. Okay. Sê gou vir my. Hardop. Hard, dat ek kan hoor. Okay, kameelperd en dan iets met kraal, en dan raak dit weg. Wat dit eintlik moet wees is, kameelperd kalmeerpel laat die lamkewer brul. Okay, so dit het weggeraak hier ergens, né? Dit het al hier weggeraak. Okay, dankie julle. Kom ons gee vir 'n lekker hande klap. It got lost in translation, né? En dit is waaroor vandag begin. So ek gaan daai prentjie van dit op. As jy al ooit dit gespeel het, dan sal jy iets kry soos pastye is lekker en dan kom dit uit aan die ander kant 'n pa se eie lyk gebreklik. Of hoe dit ook al, kameelperd iets en dan raak dit net weg. Okay. So vandag gaan oor skinder. Oor om 'n boodskap oor te dra. Wat jy nie eintlik veronderstel is om oor te dra nie. En skinder veroorsaak dat baie keer die nuus wat oorgedra word so 'n stertjie bykry. So aan 'n hakseltjie wat aangelas word. En op die einde van die dag is die storie heeltemal uit verband uitgeruk, of dit wat jy sê is heeltemal in teenstelling met dit wat regtig gebeur het. Nou, wanneer dit kom by skinder,
kan 'n mens baie maklik 'n blik wurms oopmaak. Want ons praat mos nou nie regtig oor hierdie onderwerp nie. Daar's 'n liedjie wat geskryf is deur 'n persoon met die naam van Roy Hogshead. En dit is al in die vroeë 1900s geskryf. En ek gaan net so 'n kort gedeelte van hierdie liedjie vir jou speel, net so 20 sekondes, 30 sekondes. Maar ek wil hê jy moet baie mooi luister oor waar die probleem vandaan kom. Dankie. If you want to spread the news, there's a lot of ways to use, but the ordinary ways are much too slow. There is just one thing to do, here is my advice to you. Confidentially, it's the fastest way I know. Don't telephone, don't telegraph. Tell a woman and the news will get around. Telephone, don't telegraph. Tell a woman and she'll really go to town. Kan ek net sê? Hierdie lied verteenwoordig glad nie die standpunt van Missionary gemeente nie. En ook nie die van die pastore en die personeel nie. Dit is uit en uit Roy Hogshead wat so sê. Daar's 'n studie gedoen. En hierdie studie sê dat skinder vind plaas onder 67% van alle vroue. Maar mans, ons is nie ver agter nie. 55% van alle mans skinder. En weet jy waar vind dit gewoonlik plaas? Langs die braaivleisvuur, né? Hoorie, weet jy gehoor van so en so en so. En dan gaan die gesprekke aan. So skinder is iets wat aan ons almal se deur kom klop. So die Woordeboek sê skinder is om agteraf sleg van iemand te praat en dit is inligting wat met opset gedeel word. Het jy al gehoor van? Of het jy gehoor van dit en dit en dit wat gebeur het? Of ek weet nie of jy weet nie, maar en dan kom die storie. So as iemand vir jou sê, moet asseblief nie vir iemand sê nie, maar dan weet jy, stap weg, stap net weg. Hulle is nie besig om hulle self te praat nie, hulle is besig om te skinder. Maar is dit nie snaaks nie, né? Skinder is altyd slegte nuus. Of dit is nuus wat jy dink voordelig gaan wees vir die ander persoon, of dit is iets wat jou self hier binne laat lekker kry. So die vraag is, hoekom is dit so maklik om te skinder? En ek het die antwoord gekry in Spreuke 18 vers 8. So as jy jou Bybel het, maak hom gerus oop, andersins op jou foon, lees saam. Die Nuwe Lewende Vertaling sê, skinderstories is so soet soos lekkernye. Dit sink tot diep in jou gemoed. Dis amper soos daai lekker comfort food, né? Vir my is melkkos, daai comfort food. So lekker warm melkkosie. Gaan sit hier sommer so diep hier in my gemoed. En dit is wat skinder doen. Dit is wanneer jy jou half verlekker, want dit is emosioneel belonend om te skinder. Want jy voel om een of ander rede voel jy goed daaroor, want ewe skielik lyk jou eie tekortkominge nie so sleg soos die storie wat jy tans nou gaan oorvertel nie. Skinder gee ook 'n gevoel van mag. Want ek het iets op hierdie persoon. Wat niemand anders weet nie, maar kom ek getel gou vir jou. Ek sê gou vir jou. So het jy al gehoor as iemand sê, jong, so en so en so, sy tong is weer los, né? Dis waar die probleem begin. Is net hierso. Dis ons tong en dit moet beheer word. En as ons in die woord gaan lees, net so 'n bietjie verder in Spreuke 18 vers 21, dan staan daar, die tong het mag oor dood en oor lewe. Onthou dit. Dit wat jy kies om te sê, gaan of lewend makend wees, of dit gaan dood spreek. Iemand het een keer gesê, dat elke woord wat ek en jy sê, is so saad wat ons saai in mense se lewens. En daardie saad gaan opkom en dit gaan vrug dra, of dit nou positief is, en of dit negatief is. So wanneer jy skinder,
In daardie saad word gesaai, dis negatiewe woorde wat gaan vrug dra. Want skinder bring dood. Dis definitief nie woorde van lewe nie, want jy vier nie 'n persoon se oorwinning nie. Jy's besig om in sy stryd, sy swakheid, jouself te geniet. Dit vernietig reputasies. Dit vernietig verhoudings. Dit vernietig gemeenskappe en dit vernietig selfs families en gesinne. Dis hoekom skinder so gevaarlik is. Hoor wat sê Jakobus 3 vers 5. So is die tong ook iets kleins. En tog kry dit groot dinge reg. 'n Klein vuurtjie kan 'n groot bos aan die brand steek. Want 'n kinderstorie gaan net so. Dis die vinnigste wat jy nuus kan versprei, is om, ek weet nie hoe gebeur dit nie, maar jy sê nog vir iemand, moet vir niemand vertel en dan weet almal. Ek wil vir jou Jakobus 3 vers 6 se A en B gedeelte net die volgende vers lees. Die tong is ook 'n vuur, né? Net soos 'n klein vuurtjie 'n groot veld, 'n groot bos aan die brand steek, die tong is ook 'n vuur. Dis vol dinge wat jou verhouding met God kan bederf. So hier is die kruks van dit. Wanneer jy besig is om te praat, wanneer jy besig is om 'n storie te vertel, is dit regtig besig om jou verhouding met God te bou, of is dit besig om jou verhouding met God te bederf? Want daardie klein vuurtjie wat jy aansteek, gaan jy naderhand nie kan keer nie. Een gerig kan 'n kerk, 'n gesin of 'n vriendskap heeltemal verwoes. Kom ek gee jou gou 'n voorbeeld uit my eie lewe uit. Ek was 'n jeugpastoor in my tweede gemeente in Woester en ons het 'n deernag gehou, baie soos wat Marius hulle met die tieners verlede week gehou het by die kerk. Ons het 'n deernag gehou en daar het ons het geestelike video's gekyk en lof en aanbidding, en op die einde van die dag het ons so 'n tyd van praise and worship gehad, en daar is jong mense gedoop met die Heilige Gees. Dit was 'n fenominale aand gewees. En ergens deur die loop van die aand was daar 'n jong meisie wat nie deel was van ons kerk nie, wat ook by ons aangesluit het. En in daardie week kry ek 'n oproep dat ek moet dringend na hulle huis toe gaan. En daardie jong meisie voor haar ouers sê vir haar ouers dat ek het my kans met haar probeer gedurende ons deernag. Nou, dank die Here, ek was nooit alleen gewees saam met enige iemand nie. Ek was altyd tussen mense, maar so 'n storie, so 'n gerig, dis net so, dan vernietig dit jou reputasie. Gelukkig die waarheid het uitgekom en sy het erken, sy het alleen vertel, en natuurlik het sy nie weer vir ons kom kuier by die jeug nie. Maar dit gebeur net so, dat 'n kinderstorie, wat vals is, as waarheid gesien word. En ek weet nie hoekom ons altyd die slegte dinge wil glo nie. Ons wil nie altyd die goeie nuus glo nie, maar laat jy nou slegte nuus hoor of 'n kinderstorie hoor, dan is dit sommer dadelik die waarheid. Jy ken nie eens al die feite nie, maar jy aanvaar dit as die waarheid. Hoor wat sê die B-gedeelte van Jakobus 3 vers 6. Dit kan jou hele lewe in vlamme laat opgaan, want die duiwel steek dit aan. Sjoe. So waar kom 'n kinderstorie vandaan? Definitief nie van die Here af nie. Of die drang om te wil skinder. Dit kom van die duiwel af. Maar nou sê jy, maar ek is dan 'n kerkmens. Ek dien die Here. Maar deur 'n swakheid in jou karakter, kan jy toelaat dat die duiwel deur jou iemand anders se lewe en op die einde van die dag jou eie lewe vernietig. Die duiwel kan jou onvermoë om jou tong te beheer omsit in iets wat skade veroorsaak. En dis waaroor hierdie hele reeks van Tabasco gaan. Kla, kritiseer, leuns, dis alles sulke woorde, sulke dade, aksies wat skade veroorsaak. Nou oké. Kom ons haal net gou asem.
Ons almal, dink ek, het al 'n storie oor vertel. Het al by iemand geskinder. En hierdie is definitief nie 'n boodskap waarin ek jou wil oordeel nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Ek wil hierdie gevaar van die brandsous skinder by jou los. So, die vraag is, as ek dan nou die gewoonte het om 'n storie oor te vertel, en ek weet nie hoekom nie, maar ek kan nie help dink aan Tannie Stinie, wat op die stoep sit nie. As ek dink aan skinder, dan dink ek aan haar. Agter elke man, né? Nee, is daar definitief nie 'n vrou wat skinder nie. Dit is nie waar nie. Dis nie waar nie. Hoe hou ek op met skinder? In die eerste plek, skinder lyk vandag dalk anders as in die tyd van Tannie Stinie. Want vandag skinder ons mos so. En dis nog 'n lekkerder manier om te skinder. Want niemand sien jou dit doen nie. En as jy dit klaar gepost het en is klaar uit, dan is dit weg en dit gaan die hele wêreld in. En niemand kan jou konfronteer. Wel, partykeer word jy gekonfronteer, maar jy so half in die stilte wanneer ons op so 'n manier skinder. So ek wil vir jou vra, voordat jy gou-gou daai post wat jy gekry het gaan aanstuur, maak eers seker van jou feite. Maak seker dat dit wat jy doen besig is om die koninkryk van die Here goed te doen, of is dit besig om skade te doen wanneer jy daai boodskap stuur. En soms weet ek wil ons mense waarsku teen goed, maar dis ook 'n manier van skinder. So, deesdae is ons skinder net tegnologies gevorderd. Ons doen dit nog steeds, maar net op 'n baie ander manier. So, hier's wat jy kan doen om op te hou skinder. Dink voordat jy doen. Of dink voordat jy sê, voordat jy praat, voordat jy optree. Dink net. Here, wat is ek besig om te doen? Voordat jy sê, hoor jy, het jy gehoor van? Dink net 'n bietjie aan dit wat jy wil sê. En of dit regtig die koninkryk van die Here gaan opbou. Voordat jy daardie boodskap tik en voordat jy dit post, maak 100% seker. Psalm 141 vers 3 sê: sit 'n wag voor my mond, Here. Hou wag oor wat ek sê. En ek dink dis 'n gebed wat ons elke oggend kan bid wanneer jy wakker word. Hallo Here, goeiemôre, hier is ek. Sit 'n wag voor my mond vandag asseblief. Help my om te dink voordat ek praat. Dat ek nie net blindelings sal uitbabbel alles wat ek hoor en dink, maar dat ek sal dink voordat ek optree. Die feit is, baie min van ons wat vandag hier sit, gaan sommer op 'n podium klim en vir almal 'n storie vertel of oorvertel. Maar dan is dit baie maklik om daai selfde storie net gou te post of op jou status te sit, sodat mense dit net kan sien. Kom ons sit 'n wag voor ons mond en 'n wag voor ons vingers, né? Don't let the fingers do the talking. Efesiërs 4 vers 29 sê: moenie enige vuil taal gebruik nie. Okay, maar nou sê maar ek vloek mos nie. Die Griekse woordjie vir hierdie woord vuil is die woord sapros. En dit beteken korrup. So dis nie net vuil nie. Die Engelse vertaling gebruik die woord corrupt, maar die Griekse betekenis daarvan is waardeloos. So moenie enige waardelose taal gebruik nie. Nog 'n woord is vrot, sleg. Moenie enige vrot taal gebruik nie. Vrot dinge, slegte goed sê nie, waardelose goed nie. Gebruik eerder die regte, opbouende woorde wat nodig is om die wat luister te bevoordeel. So wanneer jy iemand se aandag het, wanneer jy in daardie gesprek is, julle is besig in die kombuis om koek te bak. En die manne is besig om te braai buite, of wat ook al. Of ons sit rondom die rugby, en ons kuier. Maak seker dat die gehoor wat jy het, dat hulle bevoordeel word deur dit wat jy sê. Gebruik eerder die regte opbouende woorde, wat nodig is om die wat luister, te bevoordeel. Tweede ding wat jy kan doen, verander die gesprek. As jy agterkom, iemand kom na jou toe en sê, hoorie, kan ek jou gou net, ek weet nie of jy weet nie, maar,
Die beste ding wat jy kan doen is te sê, ekskuus. Ek stel nie regtig belang in dit wat jy nou vir my wil sê nie. Ek weet jy dalk goeie intensies, maar asseblief, kom ons los dit net. Want wanneer jy hierdie gesprek, hierdie kinderstorie aanhoor, dan maak jy jouself net so skuldig daaraan. Want jy verlustig jou ook moontlik in dit wat die ander persoon vir jou wil vertel. So 'n baie maklike manier om dit te stop is net, hoorie, ekskuus man, ek weet jy wil nou vir my iets sê, maar kan ons eerder gou vir hierdie persoon bid van wie jy nou praat? En dan gaan jy sien hoe vinnig raak die mense net weg wat wil skinder. Ek gaan vra dat Ulrich vir my gaan opkom asseblief. Kom help my Ulrich. Die derde ding wat jy kan doen is om te sê, Here, verander my hart. Verander my hart. Hoor wat sê Matteus 15, en dit is nie op die skerm nie, ek het dit net neergeskryf. Matteus 15 vers 18 en 19. Maar slegte woorde kom uit 'n slegte hart en maak die persoon wat hulle uitspreek vuil. Wat uit die hart kom, is slegte gedagtes, soos om moord te pleeg, ontrou te wees in die huwelik, onsedelik te bedryf, te steel, leuns te vertel, verlede week se brandsous, en mense te belaster, wat niks anders as skinder is nie. Dis hierdie tipe goed, wat 'n persoon vuil maak. Jou lewe vuil maak, bevlek. Die Bybel vir almal sê, om sleg te praat van ander mense, wanneer dit kom by belaster. So, bid dat die Here jou hart sal verander. As jy die gewoonte het om maklik 'n storie te versprei, of om ander mense se situasies met ander te deel, dan het jy nodig om vandag net stil te raak hier binne in jouself en te sê, Here, help my om te verander. Help my sodat ek positiewe dinge sal sê. Help my om vir die persoon wat ek van gehoor het, te kan bid, sodat U sal ingryp in hulle situasie, en dat ek hierdie nuus eerder in my binnekamer met U sal bespreek, as wat ek dit met mense rondom my sal bespreek. So het ons aan die einde gekom van ons reeks, ons Tabasco reeks, wat gaan oor brandwoorde. En sulke praktyke gaan jou en my laat struikel. Wanneer ons kla, wanneer ons kritiseer, wanneer ons leuns vertel, wanneer ons skinder, dit gaan jou laat struikel in jou verhouding met die Here. En daarom wil ek vir jou vra, net vir 'n oomblik, terwyl jy so sit, wil jy nie asseblief jou oë net toemaak en net die Heilige Gees se geleentheid gee om persoonlik met jou te kan gesels, sonder dat jy afgetrek word, jou aandag afgetrek word deur mense rondom jou nie. In hierdie stuur my jaar waar ons is, waar ons sê, Here, ek wil graag missionary wees, ek wil mense vertel van wie U is. Moet jy ook bereid wees om te kyk na jou woorde, jou dade, en om dan vir die Here te sê, Here, help my, is ek besig om af te breek, of is ek besig om op te bou? Ek dink aan kla. Dit is so maklik om net te kla. Is dit al wat ek kan doen, Here, of kan ek ook getuig van U goedheid, en U guns, en die genade in my lewe? Is ek besig om net te kritiseer, of kan ek eerder langs mense inkom en sê, hoe kan ek help? Vertel ek maklik leuns? Of is dit nou tyd om te sê, Here, help my, dat ek die waarheid sal spreek, want ek weet die waarheid sal my vrymaak op die einde van die dag. En dan wanneer dit kom by skinder, Here, sit en wag voor my mond. Help my om te dink, voordat ek praat, voordat ek doen, voordat ek stuur, voordat ek post. Help my vandag, Here. Dink aan Kolossense 4, met hierdie laaste skrif wil ek jou los voordat ek vir jou gaan bid. Kolossense 4 vers 6 sê, wat julle sê, moet altyd vriendelik wees, en van goeie smaak getuig. En julle moet weet, hoe julle elkeen
behoort te antwoord. So wanneer jy praat en wanneer jy luister en wanneer iemand na jou toe kom besig om te kla, te kritiseer, leuns te vertel, te skinder, moet jy ook weet hoe om te antwoord en dis daar waar die Here jou ook kan help. Want onthou, as jy nie iemand help om te groei nie, gaan hulle bly net waar hulle is. Vriendskappe gaan nie altyd om net saam met jou vriende te lag oor iemand anders nie. 'n Ware vriend is ook bereid om te sê, hoorie, ekskuus. Maar kan ons dit nie nou doen nie? Kan ons eerder vir hierdie persoon bid? Dis wat ware vriendskap is. En ek wil vir jou daar waar jy sit 'n gebed doen, so aan die einde van ons reeks. En as jy dalk sou sukkel met kla, of met kritiseer, of met leuns, of met skinder, of enige ander negatiewe ding. Net daar waar jy sit. Dit sê, Here, hier is ek. Dink vandag aan my. Help my. Ek wil nie meer hierdie brandsous op my tong hê nie, Here. Dat my woorde eerder woorde sal wees van lewende water, wat genesing bring, en wat vertroosting bring. En daar waar mense moeg is, waar dit hulle kan verkoop, as wat dit afbreek, en as wat dit skade maak. Net daar waar jy sit, as jy wil ingesluit wees by hierdie gebed, wil ek jou tog vra, nie net jou hand opsteek, dat ek kan sien, waar ek saam met jou kan bid nie. Dankie. Dankie, 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 dankie. Ek wil self my hand vandag opsit, want het is so maklik om in hierdie slaggat te trap. So maklik. Maar die Here kan ons help, en hy wil ons help, en hy gaan ons help. Ek gaan vir ons bid. Here, dankie dat ons by 'n plek kan kom, waar ons U Heilige Gees se stem in ons lewens kan hoor vandag. Om ons te help, om by 'n plek te kom om te dink voordat ons sê. Om op 'n plek te kom waar ons eerder ons knie sal buig en sal saam bid as wat ons wil saam praat. Op 'n plek te kom waar ons sê, Here, ek wil eerder woorde wat soet is en wat verkwikking bring spreek, as woorde wat afbreek en wat negatief is en wat seer maak. Dankie, Here, vir hierdie reeks. Dankie dat U ons deur hierdie hele reeks aangespreek het, sodat ons nie die hele tyd net hoef te kla of te kritiseer of leuns te vertel of te skinder nie, Here, maar dat ons by 'n plek kan kom waar ons woorde kan spreek wat mense se lewens opbou en waar ons kan bid en kan dra en langs mense kan inkom en hulle eerder sterker kan maak as wat ons hulle afbreek. Here, ek dank U vir elkeen wat vanoggend hulle hand opgesteek het. U weet presies in watter area hulle U nodig het. U weet presies waaroor hulle vandag hulle hand opgesteek het, en ek dank U, Here, dat U ons help om verby hierdie punt te kan beweeg, dat ons kan aangaan, maar dat ons beter kan aangaan as wat ons is nou, Here. Want wanneer ons hier uitstap en ons wil dalk een van hierdie brandsous woorde se aksies doen, Heilige Gees, dat U ons sal herinner, ons is beter as dit. Ons het U in ons lewe. Ons kan dink voordat ons sê, ons kan dink voordat ons doen, en dat U ons sal gebruik om deur ons woorde en ons aksies die wêreld rondom ons 'n beter plek te maak, deur draers en verspreiders van hoop te wees. En ons dank U daarvoor in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Mag die Here jou seën.